Goeiemiddag vriende, vriendin, ek groet elkeen in die wondernaam van Jesus. Vriende, dit is Pinkstertyd tyd. Baie Christene ruk op na die huis van die Here en bid vir die vervulling van die Heilige Gees, wat natuurlik van kardinale belang is vir geestelike groei, vir ons wandel in Christus, om die wil van God te kan doen, want hy is die instaatstellende God wat in ons kom woon om God se wil te doen. Nou vriende, maar ons moet besef dat ons as individuele mense wat behoort aan 'n gemeente, wat behoort aan die kerk van Christus, ons is individuele stukkies in God se legkaart. En as ons nie eensgesind lewe en in mekaar inpas soos 'n legkaart nie, sal die Heilige Gees nooit werk nie. Daar moet vrede onder ons wees, eensgesindheid onder ons wees. Maar voor ons verder gaan, kom ons bid eers saam. Here God, bereik U goddelike doel. Ook deur die boodskap, spreek tot ons harte. Vra ek in Jesus naam. Amen. Vriende, vriendin, in Psalm 37 vers 3 sê hy vir ons, wat moet ons as Christene doen? Hy sê, vertrou op die Here en doen wat goed is. Bewoon die aarde en beoefen getrouheid. Verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom. En hy sal dit uitvoer. En hy sal jou geregtigheid laat voortkom soos lig en jou reg soos die middag. 'n vriend en vriendin, Spreuke 27 vers 23 sê, gee noukeurig ag op die voorkoms van jou skape, rig jou aandag op die troppe vee. Ons as predikers, ons moet lering gee, en as dit nodig is, ook vermaning gee. Ons moet ag gee op die voorkoms van ons skape. Ons moet seker maak dat mense lewe reg en volgens God se wil. Wat is God se wil? Hoe vervul ons die wet van Christus? Jy sien Johannes 3:35 sê die Here Jesus, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, aan julle liefde onder mekaar. Besef u dat die oë van die Here deurloop die hele aarde, om diegene kragtig te steun, wie se hart onverdeeld op hom gerig is, en wat leef volgens sy wil. Nou vriende, daar is 'n paar vrae wat ek wil vra. En ek wil hê jy moet regtig daaraan dink en eerlik met jouself wees en introspeksie doen. Die vraag is, weet ons as Christen wat ons verantwoordelikheid is teenoor mekaar en teenoor die wêreldlinge daar buite, die ongereddes? Weet ons dat hulle sien ons optredes? Is ons briewe van God daar buite? Besef ons God self verwag liefde en eensgesindheid onder sy kinders, anders sal sy Gees nie in ons werk nie en ons gebede sal nie beantwoord word nie. As ons loop met ontevredenheid in ons harte teenoor iemand anders, met wrokke, met onvergewensgesindheid, weet jy dat die Here sal nie ons gebede verhoor nie? Matteus 6:14 en 15 sê die Here Jesus, as julle nie mekaar vergewe nie, sal die Vader wat in die hemel is julle ook nie vergewe nie. Daarom vriende, moet ons geestelik gesond word. Jakobus 5:16 sê, bely mekaar julle sonde, sodat julle gesond kan word. Daar mag nie op dwarstrekkery onder ons wees nie. As daar krappigheid is, moet ons kommunikeer met mekaar, ons moet dinge uitsorteer, en ons moet vergifnis bied en vergifnis ontvang. Moenie sê, ek wil niks met jou te doen hê nie. As iemand na jou toe kom in nederigheid, dit kos die persoon baie. Luister. Môre is dit jy wat na iemand anders toe moet gaan, dan verwag jy hulle moet luister. Onthou wat die Here gesê het? Salig is die wat arm van gees is, en hulle behoort die koninkryk van God. Salig is die wat
treur, hulle sal vertroos word. Die sagmoedige sal die aarde beerwe. Hulle wat honger en dors na geregtigheid sal versadig word. Salig is die barmhartiges, want hulle behoort sal barmhartigheid gegee word. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. En natuurlik, Matteus 5:9. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Jy sien, God het wette, God het gebooie, God het sekere standaarde laat opskryf in die Bybel as lering vir ons geestelike wandel op aarde. En daarom moet ons bid, aan die Vader oorgee, ook aan die Seun en belangrik ook aan die Heilige Gees, sodat hy ons kan lei in waarheid volgens die wil van God. Johannes 3:27 sê, 'n mens kan niks aanneem as dit hom nie uit die hemel gegee is nie. Jy sien, geen een van ons het die insig, die wysheid, die bevoegdheid om iets te doen wat wonderlik en reg is en volgens God se wil is, as dit nie van die Here afkom nie. Weet jy, God gee vir ons liefde sodat ons dit vir mekaar moet gee. God gee vir ons die vrug wat pas met die bekering, lankmoedigheid en sagmoedigheid, eensgesindheid. Want ons moet besef, ons is nie almal dieselfde nie. Besef jy dat elke ander persoon is ook 'n bloudruk van wat God daai persoon gemaak het? Ons kan nie mekaar verander nie. Net God kan. En daarom moet ons wandel volgens Gods wil onder sy gees, leiding van sy gees, en ons moet bid vir mekaar. Jy sê jy bid vir die Here en jy ontvang nie. En tog sê die Here Matteus 21:22, alles wat julle in gebed vra, sê julle ontvang. As julle glo. Glo jy genoeg in God om dat jy jou hele lewe aan hom gegee het? Vertrou jy volkom op die Here Jesus Christus in so 'n mate dat jy al tot bekering gekom en jou lewe aan hom gegee het? En vertrou jy die Gees van God genoeg dat jy aan hom ook oorgegee het, dat hy jou kan lei? Vriende, weet jy wat, ons moet eerlik wees met mekaar. Daar moet 'n selfondersoek wees. Daar moet 'n tyd wees waar ons onsself verootmoedig voor God en bid tot die Heilige Gees en vra, wys vir my, wat is in my lewe wat God nie behaag nie. Jy sien, daar moet 'n skoonmaakproses wees, daar moet 'n restituisie wees, sodat daar 'n oorbegin, 'n weerbegin kan wees. Vriende, ons moet vergifnis gee en ontvang, soos ek gesê het. Ons moet saam bid, ons moet saamwerk, ons moet kommunikeer en ons moet altyd optree met die Jesusgesindheid. Ek dink dit is 'n tyd geword dat ons regtig eerlik is met onsself, in ons families en ook in ons familie by die kerk, in die gemeente van Christus. Ons moet hergroepeer en as eenheid die nuwe geleentheid wat God ons moet aangryp. En ons kan die wêreld oorwin. Ons kan as oorwinnaars lewe. Ons kan in vrede lewe, alles deur die krag van die Heilige Gees. Maar die kernvers is natuurlik, bid sonder ophou. Ons moet altyd onthou, en ek het al vorige keer ook gesê het, die kerk van God is nie 'n organisasie nie, maar dit moet 'n lewende organisme wees waar ons saam besluite neem, saam groei, saam werk, saam bid, eensgesind is. Vriende en vriendinne, wanneer jy geroep is, of voel jy word geroep om verandering te bring in die kerk of in die samelewing, onthou altyd, jou besluite en jou optrede affekteer ander mense. Gee ag op hulle, gesels eers daaroor, beplan saam, moenie dinge eenkant doen nie. Wees openlik met alles, maar bowe alles, bid daaroor. Lê dit eers aan die voete van die lewende Jesus en maak seker jou plan is ook God se plan. En deur die Heilige Gees sal Jesus sy plan ook aan jou bekend maak. God sal nie jou planne verander nie, maar hy sal jou 'n beter plan voorsien. Vriende, weet jy wat is God se legkaart? God se legkaart sê ons moet omgee vir mekaar, lief wees vir mekaar, die ander in eerste stel, eensgesind, nederig, samehorigheid moet daar wees, daar moet samewerking wees in God se kerk. Dan sal ons wat elkeen 'n stukkie is, inpas in God se legkaart. Elke een van ons is 'n stukkie van daai legkaart. Party van ons is groot is, ander is klein is.
Party van ons is mooi, ander is nie so mooi nie. Maar weet jy wat? Ongeag die vorm, die kleur, die belangrikheid, almal is belangrik om hierdie legkaart te voltooi. So is elke kind, elke man, elke vrou, elke individu, elke persoon is belangrik. Maak daarom seker, my vriende, dat elke dag jou hart skoon is. Maak hom oop vir die werking van die Heilige Gees. Laat hy jou leer en jou lei, soos Paulus in Romeine 12, daarmee sluit ek af. Ons moet daagliks vernuwe word, en ons moet ons liggame stel, as 'n lewende, welgevallige offer aan God. Mag God die woord seën, en ook u. Vader seën die woord, en ook my broers en susters. Dis my gebed in Jesus. Amen. Mooi dag verder, vriende.